Goeiedag julle in en ommers. Ons het vandag by die Saldanha Bay Hotel gekuier en ons het met 'n groot steunpilaar in die dorp gepraat. Frank van Frank's Hardware. Kom ons luister gou waaroor het ons alles gesels. Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier by die Saldanha Bay Hotel in Saldanha en vandag kuier Frank by my. Môre Frank. Goeiemôre Anita. Hoe gaan dit vandag? Dit gaan baie goed, dankie vir die voorreg. Dis baie goed om jou hier te hê want ons het mense soos jy nodig. Frank, vertel gou vir my. Jy's 'n besigheidsman. Dis reg. Hier in Saldanha. Dis reg, ja. Wanneer het jy jou eerste besigheid hier oopgemaak? Ons het begin in 1994 April het ons uit die motorhuis uit begin. Met die omswaai van die hele bestel van Suid-Afrika en omdat ek uit so agtergrond kom, het ek net geweet ja, ek moet iets begin doen wat my fondament vir my gaan sterker maak, Ja. waar alles vandaan kom. Vir al jou inkomste. Ja. Ja. Met wat het jy begin toe? Nee, ons het maar met hardeware begin uit die motorhuis uit. En ek het die eerste R10,000 op skuld gaan koop. My vrou het amper weggeloop. En want ons het dit nie gehad nie. Maar so het ons maar van daar af begin en gegroei. En wat doen jy vandag in Saldanha? Wel, ons het nog steeds die besigheid. So ons het nou 3 persele wat ons hardloop, die sand en dan die kwekery area wat meer vir kunstklasse en so is en vir interessante praatjies soos die tuinbouklub. Hulle kom so intoe. Is meer 'n gemeenskapsfokus. Ja. En dan nou die eintlike hardeware wat dan nou die generator is, wil ek amper sê. Ja. Ja, so dis 3 plekke wat ons gelyk hardloop. Maar daar by jou kwekery afdeling, daar's ook 'n koffiewinkel. Ja, Koppietjie Klets is daar, Ja. dis Riekie en Van. Hulle bedryf die koffie winkeltjie en sy doen elke Woensdag kunstklasse vir die plaaslike mense of van wie ook al. Van oral af kom die mense vir dit. En sy is baie goed. Sy is regtig baie goed. Hulle het 'n verskeidenheid van kunstklasse wat hulle aanbied. En ja, en dit is baie billik ook. Sy maak dit billik vir die mense. Ja. Frank, hoe het jy in Saldanha beland? Ek het 'n aansoek gedoen vir 'n onderwyspos by die Weskus skool in 1987. So jy's eintlik 'n meneer. Ek is eintlik maar 'n onderwyser, ja. Ek is nog maar steeds 'n onderwyser. Ek wil vir almal goed leer en dan gaan die deal by die deur uit, maar die ou weet meer. So ja, dis Jou hart is daar, né? Ja, ek hou daarvan om goed vir mense te verduidelik en veral vir jong mense, kinders, ja. Nou as jy weer moet kies, sal jy weer in Saldanha kom bly? Kyk, dit is baie mooi. As ek nou hier uitkyk, is baie mooi. Maar jou hart by die mense, sal jy weer Saldanha kies as jy moet kies? Man, weet jy, dit is 'n interessante vraag. Ek dink ek sal dalk vir die eerste tydperk van my lewe anders gekies het om meer in 'n industriële omgewing te wees waar daar meer sê maar inligting beskikbaar was vir jou ambisie wat jy gehad het of wat ek gehad het om te ontwikkel. Dit was 'n bietjie mos nou maar 'n baie stadige omgewing. Ja. Maar ja, ons het uitgehou tot hier en ons het 'n goeie footprint kan ek maar so stel en geestelik is vir my die groot ding eintlik maar jy weet om ons fondament in Christus te vestig en daaruit vloei die besigheid en alles daarmee saam. Jy weet so dit is maar ja. So, maar hier is nog baie plek vir mense om na toe te kom in Saldanha. Ja, Saldanha, ek dink Saldanha is weer op 'n baie goeie plek. Dit is vir my asof daar 'n verandering besig is om te gebeur. Daar is besig om projekkies te begin, die mense begin eienaarskap van die plek vat. Ja. Wat ek dink baie lank nie gebeur het nie. En daar is groot uitdagings soos enige plek, maar ek is baie positief oor Saldanha. En ek dink die potensiale hier want die mense moet net anders kyk na Saldanha. Saldanha is al baie afgepraat in die verlede. Maar ja, God het 'n plan met Saldanha wat baie uniek is, glo ek. Omdat dit 'n hawe dorp is, eintlik 'n hawe stad. Ja, absoluut. Ja. En die invloede kom al so ver terug eintlik van die begin van ons land se geskiedenis af. So baie van die inligting lê eintlik maar hier. Ja. En hier is industrie ook. Ja, ek meen Saldanha binne 5 km radio het jy 'n baie unieke plek. Jy het residensieel, jy het gewone besigheid, jy het recreational vakansie, jy het groot industrie, jy het die militêre akademie, hierdie vlootbasis. Jy het 'n maatskappy so seehawes hier en daar's alles groot rolspelers. Ja. Jy weet in 'n redelike klein plekkie. Ja. Ja. Nou ja, julle daar het julle, as julle nou nog nooit van Saldanha baie gehoor het nie, dan is dit tyd dat julle moet kom besoek hier. Frank, ek sê vir jou baie dankie. Dankie vir wat jy vir ons omgewing doen, dankie wat jy vir ons dorp doen en dankie wat jy vir ons mense geestelike lewens doen. Ja. Ons waardeer dit en ons sien dit raak. Baie dankie Anita vir die geleentheid om te kom praat. Baie dankie. En vir jou.
Nou ja, julle kom besoek Saldanha Bay. Ons gaan vir julle hierdie hele week wys wat in Saldanha Bay aangaan. Hoe mooi is dit regtig hier? Die eiendomsmark is goed, die groei is goed. Hier is plekke vir julle. Kom maak 'n draai in Saldanha, kom kuier by ons en kom drink 'n koppietjie koffie by Koppietjie Klees. Mooi loop.